Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the angels sing. Hark, the angels sing. Glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead seen, heavy incarnate deity, pleased as bread if meant to dwell. Jesus saw Emmanuel. Hark, the angels sing. Hark, the angels sing. Glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mighty lays his glory by, born men no more may die, but to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark, the angels sing. Glory to the newborn Hark, the angels sing. Glory to the newborn Hark, the angels sing. Glory to the newborn Hark, the angels sing. Glory to Baie welkom saam met die Herlewingsentrum familie by Kersfees 2025. Ons is hier
om die grootste ingreep van God in die geskiedenis van die wêreld te vier, naamlik dat God sy seun, Jesus Christus, vir ons na ons wêreld gestuur het, sodat ons deur sy versoeningsdood met dankbaarheid, vrede en vreugde die dag kan vier en met sekerheid in ons harte kan weet, God is met ons en ons sal vir ewig by hom wees. Die eerste deel van ons Kersfees lofees kom na u in 'n video, sang en poesie. Hoor die stem van die Here in die video, waar Jesus engele wat in boemelaarskleure is, gebruik om een van sy kinders na die ware betekenis van Kersfees te lei. Luister na die liedere wat diep in jou hart sal inspreek. Beleef die diep, treffende poesie oor hoe 'n tragedie 'n kragtige getuienis geword het. Beleef hoeveel Jesus vir die kindertjies omgee. In die tweede deel van ons viering, hoor ons hoe pastoor Tertius in 'n paar sinne met ons deel, hoe God pynlike verlies kan omdraai na 'n nuwe geleentheid om groter horisonne raak te sien. Luister na die prediking deur Prof Theo wat met ons praat oor hoe belangrik hierdie dag vir ons elke dag lewe werklik is en sing saam oor sy nuwe genade. Geniet die Here se teenwoordigheid, loof hom in jou hart, gee hom kans om vanoggend jou te versier, vir jou vreugdeolie te gee, vir jou hart wat treur en 'n nuwe kleed van lof as jou gees verslae is, sodat oor jou geskryf sal word, die Here het jou hele lewe nuut gemaak. Jy is soos 'n sterk boom wat deur die Here self geplant is en sodat jou lewe hom sal eer. Kom ons bid met dankbaarheid saam. Ons Here en Koning van ons harte, ons verwelkom U by die feesviering tot eer van U wat gekom het om as mens gebore te word, aan die kruis buite Jerusalem op Golgotha vir ons te sterf, en U wat in Johannes 14 vir ons gesê het, Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Johannes 14 vers 3, en as ek gegaan het, en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ons eer U groot en heilige naam. Amen. Alles is stil, tyd staan asem fyn. Die nag lê swaar, alles voel klein. Sterre hang wakker bo stof en oorstrooi. Almagtige krag is op pad. Maar hy kom sag, hy kom rein. 'n Meisie bewe met belofte en vrees. 'n Man staan wakker, sy hande leeg. Geen paleis, geen ligte, geen plan. Net 'n staan en 'n hoop wat begin. En die hemel weet wat die wêreld nog nie sien nie. Die krag wat kom, kies nie 'n kroon nie. Hy kom laag, hy kom klein, sodat elke hart hom kan kry. Kom kyk, hier lê die krag in 'n staal in die nag. Kom kyk, hier lê die lig, die skepper van alles so naby, so stil. Kom kyk, hier lê die hoop, nie in goud nie, nie in troon nie. Kom kyk, hier begin die pad waar redding asemhaal, die skepper van die heelal. Die duister oor en die skadu's rond, fluister vrees in elke mond. Maar engele staan waar mense wag, vlerke hoop oor 'n kind wat slaap in die nag. Maria hou asem, Josef bid sag, die wêreld slaap maar die hemel hou wag. Hier word geskryf wat koning sal lees, die nag toe liefde vlees geword.
hang net liefde in sy stem, maar elke belofte begin met hom. Wat gebreek was, kry weer 'n naam. Die redding het gekom. Emmanuel, God met ons. Kom kyk, hier lê die krag in 'n stal in die nag. Kom kyk, hier lê die lig, die skepper van alles so naby, so stil. Kom kyk, hier lê die hoop, nie in goud nie, nie in troon nie. Kom kyk, hier begin die pad van redding asemhaal, die skepper van die hele. Kom kyk na die kind, kom kyk en ontdek. Hier lê die skepper van die hele. Kom kyk na die kind, die belofte begin. In strooi en in stilte het redding gekom. In asem en strooi, in pyn en in hoop, begin die pad waar die wêreld oopbreek. Nie met geweld nie, nie met vrees nie, maar met 'n hart wat net weet hoe om lief te wees. Kom kyk na die kind, kom kyk en ontdek. Hier lê die skepper van die hele. Kom kyk na die kind, die lig in die nag. Emmanuel, God met ons. Hier lê die krag, kom kyk, hy is hier. Kom kyk, ons is gered. Kom kyk, die kind is hier. Kom kyk, kom kyk. Die kind is hier. Goeiemôre aan alles maats. Wat hier is vanoggend. Is daar van ons kinderkerkkinders hier? Kom asseblief so vinnig as moontlik. Die een wat eerste kom, gaan nog al 'n groter persent kry. Vinnig. Almal van julle. Daar sê, en as daar van die personeel is, kom help gou, of is daar nie? Ja, kom my kind. Kom op hier so. Jy het eerste gekom. Wow. Wie help my? Daar sê, asseblief. Dankie Prof Theo. Prof Theo. Ja, nee, jy kom al niks. Jy net een. Waar's daai kind wat eers hier was? Nee, die kind wat eers hier was. Hierso, wat is jou naam? Lumay, sê bietjie vir my, dink jy Jesus het op 'n donkie gery of op 'n olifant? 'n donkie. Ja nee, sy verdien daai sjokolade oor en oor. Daar sy. En sê, ja, so nou Prof hierdie hulle gaan nie van die kry nie. Ja. So is nou daai nee. Daai geel. Elkeen gaan enetjie kry van daai en enetjie van die. Nou wil ek eers nog 'n bietjie hoor. Sê bietjie vir my, wat is jou naam? Samantha, dis 'n baie mooi naam. En Samantha, sê bietjie vir my, as jy nou dink aan Maria was mos Jesus se ma, nê? Dink jy sy's ouer as Prof Theo of nie? Nee, is hy nie ouer as hy nie? Daar sê hierso en Sari, hulle kry elkeen ietsie, nê? Een uit elke sak. En dan kan maar staan maar so 'n bietjie. Ons gaan nou met die ry afgaan hierso. Daar sê. So, maar julle moet net bly staan. Okay, Sari. So stap jy hier in die rytjie af. Ek sien dat dit mooi rye gemaak die kinders. En dan bly julle net hierso. Daar sê. Net so. Ons dan wil hulle elkeen ietsie gee.
Ag, pragtig. Ooh. Ja, hier is vir elkeen van julle iets lekkers. En ons gaan nou 'n bietjie kyk. Daar sê, ja, gaan genoeg wees. Daar sê. Daar sê. Hoe lyk my hoetjie? Daar sê. Net seker maak voor julle gaan dit elkeen van julle gekry. Hoorie, julle kan nou lekker hier in die kerk sit en die chips eet en die chocolates eet. En terwyl die groot mense aangaan, hoor, dis mos Kersfees, julle kan maak net wat julle wil. Is dit reg so? OK, so, hoorie so, sê vir my, het julle al daai nuwe kerkliedjie gehoor, wat nou so gewild is, Oom Olifant? Het julle, kan ek sien? Oom Olifant. Ken julle dit nie? Nee. Hy sê, Oom Olifant, jou reuse dier. Daar sê, die mense lag vir jou plesier. Ja, maar sê, kom vir Oom Olifant. Want wie kon dink? Nee. Vir 'n dier soos hy. Met 'n stertjie van agter en 'n stertjie van voor. 'n stertjie van agter. Sê. Kom ons gee vir hulle 'n baie lekker handeklap en geseënde Kersfees vir julle almal, hoor. Daar sê ek 'n spesiale liedjie gebring wat julle ook moet luister. Julle kan maar gaan, hoor. Dankie. Dankie Theo. Dankie Sari. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ja, dit gebeur as jy nie konsentreer op die diens nie. Ooh. Nou ja, ek wil net graag bietjie hoor of daarom iemand is wat verjaar vandag. Regtig verjaar. Marcus, hoorie, Tony, gaan gou daar na Marcus toe. Hy is die eerste gemeentesekretaris wat blaatant in die kerk sit en jok. Geef hom die chocolate, laat hy kan soet word. Maar goed, ek het hier voorgesien. Ja, hier sien ek een. En as 'n mens verjaar, wat gee gou 'n naam van? Janet Kitching. Janet, as 'n man verjaar, nê, of 'n vrou verjaar, kry jy lekker biltong op Kersfees. How's that? Nee, dit is glad nie vir julle nie. Jy moet nog huis toe bestuur. En is daar nog iemand wat verjaar? Waar? Oh. Hoor jy, julle mag nie jok nie. Ja, die van vanoggend. Jou pa het so gesê, fantasties. So om Dani se sê, nee, fantasties, nee. Wonderlik, jy moet 'n man wat verjaar, hy moet 'n biltong kry. As sy. Is dit net een? Okay. Ek hoop, daar's nou al hoe meer wat verjaar nou. Yes. Kan julle glo, julle het hierdie diens nodig. Daar sê, hier is mevrou Tannie Joey Jansen van Rensburg. Het jy nie vir my gesê, u dogter mevrou Melinda Jansen van Rensburg verjaar ook vandag nie? Nee, maar in elk geval, daar's vir jou 'n chocolate. One bite and you are hooked. Wie verjaar? Skalk, jou blikskorrel. Daar sê. Baie geluk, Skalk. Mafsticks.
Daar is so waar vir jou ook lekker biltong. Maar sonder Katie mag jy dit nie eet nie, hè? Ja, asseblief, ja, mag jy dit. Ja, hierbo. Daar sê, verjaar jy ook? Wat is die naam? Wally Robertse, baie geluk, lekker eet aan daai. Baie geluk, is daar nog iemand wat ek gemis het? Cornelia, jou stouter. Dan moet jy ook maar chocolate kry, Cornelia. Want jy het al so baie, ons sê, daar is hy, wonderlik, ja. En dan is daar enige iemand hier so naby my nou wat val staan het? Valstaan. Daar sê, geniet hom. Wonderlik. Daar sê, kom ons geef hulle daai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. Halleluja. Kom nou vanoggend by die program wat hier vanaand vir ons wonderlik gaan deurlei. Die vraag is, as God engele aarde toe sou stuur en hulle sou so lyk, sal ons ingestem leef saam met die Heilige Gees dat ons hulle sal kan herken as engele? Kyk mooi en luister na die video. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night, when Christ was born. Oh, holy night. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace.
chain shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord, then ever, ever praise we. When Christ was born, all night, fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night, when Christ was born, all night, when Christ was Sy het bekend gestaan as die skip van drome. Sy was 890 voet lank, 14,000 mense het aan haar gebou. Die anker het 15,5 ton geweeg en is deur 20 perde van die fabriek tot by die skip getrek. Die binnekant van hierdie skip het 10 maande geneem om te voltooi, altesaam 'n paar miljoen ure se werk aan, met Louis coins, klassieke vegsaai en Victoriaanse versierings, Crown Burger skilderye, Franse kafees en Turkse barrens, om er net 'n paar te noem. Sy is ook die onsinkbare skip genoem, en 'n koerant in 1912 meld dat selfs God haar nie kon sink nie. Maar op Sondag aand, 12 April 1912, ten spyte van waarskuwings, vaar die Titanic teen 'n onderwaterse ysberg vas, wat die romp in die middel deurskeer. Binne 2 ure het die skip van drome gesink en meer as 1500 mense saam met haar na 'n watergraf geneem. Tydens hierdie 2 ure het interessante verhale afgespeel. Daar was te min reddingsbote. Die rykes en vernames het gesorg dat hulle eerste plek kry. Merkwaardig was dat daar 'n strykorkes van 4 manne was, wat op die dek gebly sit het en speel terwyl die skip kantel. Die kaptein het toe afgekondig oor die megafoon dat vrouens met babas voorkeur moes kry vir die laaste reddingsbote. 'n Man met 'n babietjie in sy arms het verby 'n vrou gehardloop wat nie 'n kind gehad het nie. Vir haar was die aankondiging 'n doodsvonnis. Maar skielik het haar lewensdrome waar geword toe die man sy kindjie in haar arms druk en sê,
Dis jou kind. Hardloop vir jou plek op die reddingsboot. Die strykorkes het nie ophou speel nie. Toe die skip sterk begin kantel, het die leier van die groep begin om hierdie lied te speel. Ons almal is bewus dat ons lewensboot ook, soos die Titanic, eendag gaan ophou vaar. Ons is ook daarvan bewus dat nie almal in hierdie lewe die reddingsboot van Jesus gaan haal nie. Vandag op Kersdag 2025 kom sit God sy kind Jesus in jou arms en sê, hy is joune. Klim in die reddingsboot, moenie te lank wag nie. As 'n skip sink, word lug uitgeblaas en water ingesuig. Spring nie laat, word jy saam met die water ingesuig. Ons as kerk moet nou in 2026 Jesus in mense se arms sit, wat besig is om oop oë te verdrink. Daar is net te min tyd oor. Jesus is steeds die enigste pleister vir 'n stikkende hart en 'n stikkende wêreld. En hy vra vir jou en vir my, sal jy Jesus wees in my plek? Sal jy die pleisters help opplak en nie deel wees van diegene wat wonde oopruk en mense uitmekaar skeer nie? Sonder Jesus is 'n 15 ton anker te lig en 'n 70.000 ton oorvol skip net eenvoudig te swaar. Met net een woord het God gespreek, die lig wat deur die donker breek, die heelal is volmaak en dit is goed. Die engele het 'n lied gesing om aan die Skepper eer te bring. Die klanke is van hemelse akkoorde. Halleluja, 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 halleluja. In Bethlehem sing 'n engelkoor, die herders het die lied gehoor, die woorde dra 'n boodskap van verzoening. Die lied bring lig, hy bou die brug, 'n volk kom na God terug, en Jesus word verheerlik in akkoorde. Halleluja, 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 halleluja.
voeltjie dra sy eerste vlag as Jerusalem op 'n koning wag. Die takke van 'n palm roep sy naam. Die lied word stuur, die prys is duur, en Jesus breek die skeidingsmuur op Golgotha, sy grootste halleluja. Halleluja, 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 halleluja. En nou staan ek hier voor U, Heer, met al my lag en al my seer. Die deure van my hart staan op vir Jesus. Vir U wil ek my lied ook sing, om my verlosser eer te bring. Die klanke is van hemelse akkoorde. Halleluja, 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 Geseënde Kersfees almal. Geseënde Kersfees, Merry Christmas.
fees nie, ons vier liefde. Vier nie, ontvang nie, ons vier gee. Ons vier nie kwaad nie, ons vier vrede. As 'n familie vier ons fees. Ons vier nie weemoed, ons vier glimlag. Ons vier nie haat nie, ons vier hoop. Ons vier nie dood nie, ons vier lewe. As 'n gesin vier ons geloof. En dit lyk dalk soos 'n verskoning om geskenke uit te deel. Maar gebroken is ons as mense, maar sy geskenk maak ons weer heel. So ons vier Kersfees, ons koning het vir ons gekom. Ons is vrygemaak deur hom. Alles daar liggies in ons bome. Vier ons steeds sy geboorte. En droom van sy herkoms. 'n Vader stuur sy seun vir ons, om te sterf sodat ons kan leef. Daarom vier ons Kersfees. Ons vier nie ingee, ons vier oorgee. Ons vier nie vrees nie, ons vier krag. Ons vier nie leens nie, ons vier opreg. 'n Ster se boodskap in die nag. En dit lyk dalk soos 'n verskoning om geskenke uit te deel. Maar gebroken is ons as mense, maar sy geskenk maak ons weer heel. So ons vier Kersfees, ons koning het vir ons gekom. Ons is vrygemaak deur hom. Alles daar liggies in ons bome. Vier ons steeds sy geboorte. En droom van sy herkoms. 'n Vader stuur sy seun vir ons, om te sterf sodat ons kan leef. Daarom vier ons Kersfees. So ons vier Kersfees, ons koning het vir ons gekom. Ons is vrygemaak deur hom. Alles daar liggies in ons bome. Vier ons steeds sy geboorte. En droom van sy herkoms. 'n Vader stuur sy seun vir ons, om te sterf sodat ons kan leef. Ja, daarom vier ons Kersfees. Daarom vier ons Kersfees. Ja, 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 daarom vier ons Kersfees. Liewe gemeente, ek is nie hier om vanoggend die woord van die Here te bedien nie, ek het Prof Theo gevra. Ek het net 'n kort inset van my kant af vanoggend wat ek wil deel
oor hoe God pynlike verlies kan omdraai na 'n nuwe geleentheid om groter horisonne raak te sien. En ek staan bekend in die gemeente as die kortste prediker hier, maar omdat ek nie u tyd wou misbruik vandag nie, want ek weet, die mense vertrek hierna na families toe en so meer, het ek dit maar so neergepen, wat ek graag vir u wil sê, en soos die Engelsman sê, getime, sodat ek kort bly. My kort inset met Kersfees 25 is gerig, spesifiek vanmôre op alle mense, wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, of enige ander verlies beleef het. En ek praat nie net van 2025 nie. 'n Tannie het my in die week WhatsApp en gesê, sy dink aan ons as familie, haar man is 34 jaar gelede oorlede, en sy dink nog elke dag aan hom. 2025 was 'n jaar in my lewe, en ek praat nie namens my kinders wat elkeen hulle eie pad stap nie, maar die mees uitdagende unieke jaar wat ek in my 41 jaar in voltydse bediening hier in die AGS kerk, maar ook in die 63 jaar wat ek geleef het, ooit beleef het. En hierdie boodskap is nie vanoggend om enige hartseer of simpatie by u op te wek nie, maar om 'n baie positiewe gedagte by u te los. Die volgende het ek baie gou geleer. Verlies van enige aard, maar in die besonder van 'n geliefde, op welke wyse ook al, het geen one fit alls nie. Dit is vir elke mens anders, persoonlik en uniek. Nie eers die stappe van rou soos ons dit in die sielkundige en wêreld en in die maatskaplike wêreld, of wat ons dit noem, kry, is vir almal dieselfde nie. Ek het ook geleer dat mense wat nog nie so erge verlies beleef het nie, wil vreeslik graag raad gee en moed inpraat. En wil graag hê dat jy jouself moet regryk. Die lewe gaan ons aan. Sit dit agter jou. Maar die persoon wat die verlies beleef, wil niks daarvan hoor nie. Soek nie raad nie. Wil net weet, ek is daar vir jou. En ek het verder niks om te sê nie, maar ek sal by jou sit, tot jy vir my iets vra, en dan sal ek iets sê. In Nieu-Seeland het die Here my binne in 'n rivier, in 'n wonderlike berg, majestueuse berg, waar ek 'n doopdiens gehou het, op 'n baie unieke manier ontmoet. En ekskuus ek het op Kersfees moet sê, maar by the way, vir die van u wat gesê het, waar die hel kry hy so baie geld om Nieu-Seeland toe te gaan, daar was nie 1 sent van die gemeente daarvoor gegee nie. Dit het alles van die lease afgekom. Die Here het vir my 3 perspektiewe gewys. My kant, ek wat die verlies beleef, sy kant wat God is, maar ook 'n derde kant, die perspektief van die een, die geliefde wat jy verloor het. Natuurlik vanuit God se perspektief leef ons van die dag wat ons lewens vir die Here gee, reeds in sy teenwoordigheid. Ons leef nou al in God se teenwoordigheid. Die hemel is nie die plek waar ons skielik nou vir die eerste keer vir Jesus ontmoet nie. Nee, hy leef nou reeds hier in ons harte. En die dood kan 'n mens nie skei van sy teenwoordigheid nie. Nee, diegene wat gesterf het, leef net verder saam met hom. Net soveel heerliker, groter en onbeskryflik in daardie liefde van hom. Vanuit die geliefde se perspektief, glo ek, in my geval en in u geval,
wil hulle op geen ander plek wees vanmôre as waar hulle is nie. En ek is so dankbaar dat die pyn wat ons geliefdes deurgaan voordat hulle gesterf het en dit wat wie hulle verloor het beleef, dat hulle dit nie het nie. En ek weet vandag, elkeen van ons se geliefdes vier vandag die mooiste Kersfees van hulle lewe saam met Jesus Christus. In die teenwoordigheid van die koning van ons hart, hy wie genoem word die eerste en die laaste, die wonderbare raadsman, die sterke God, die ewige Vader en vredevors. En dan vanaf my eie persoonlike perspektief, ek dank God vanmôre vir hierdie gemeente, veral vir die Queenies, hulle weet wie hulle is, vir Prof Theo en ons leierskap, Alfrida, en almal, dit het my opgelig bokant die golwe waarin ek besig was om te verdrink. Ek dank die Here vir Wilna by my, vir Kwartes en Nikkie en liefling klein Mizel, wat daar aan die ander kant van die wêreld hulle eie pad moes stap om daarmee te deel. Maar ek dank ook die Here vir iemand wat ook hier dieselfde pad van verlies in haar lewe geloop het. En vir my kom wysheid dat daar hier op aarde lewe na die dood is. En dat die Here my pyn ook aan die kruis gedra het. En dat ek met my geliefde in my hart vorentoe kan begin beweeg. En tog weer kan vreugde vind. Ja, die lewe wat die Here vir ons gegee het, in hierdie wêreld kan geniet, kan lag, en dat daar nog 'n doel is vir my lewe. Ek het uitgevind, almal wil jou nie byt nie. En nou wonder u seker van wie ek praat. Wonder gerus maar voort. Ek sluit af. My mede-kliplede, wat geliefdes afgestaan het of enige ander verlies ervaar. Ons gaan daar wees vir mekaar. Ons gaan deur God se genade saam opnuut die ewige hoop ontdek. Weer vreugde ontdek. Ons moet net besluit vanmôre, watter een van die 3 perspektiewe is vir ons die belangrikste? Is ek die belangrikste, of is die perspektief van die een wat gegaan het vir my meer belangrik, en is die perspektief van God vir my nog meer belangrik? My liefde vir hom, wat ook aan die kruis vir my en vir my pyn kom sterf het. Ek het vir julle, en vir elkeen, spesiaal 'n gedig en 'n lied saamgebring vanoggend. Luister daarna en maak dit die stem van die Here wat tot jou spreek vanoggend. Dis ons teksvers. Slaan ons oop na die berge en natuurlik, die berge is nie ons hulp nie, maar dit sê net vir ons as jy na die majesteiteit daarvan kyk. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy maak gebroke harte weer heel. Prys sy naam. Dis Kersfees. Iewers sing iemand, it's the most wonderful time of the year. En ons het alweer ons shopping vir te laat gelos, want die winkels gaan mos op die laaste minuut alles hê. Ek wou ook nog vir jou iets op die laaste minuut sê. En ma is besig om te veel moeite te doen. Ons waardeer dit nie soos ons moet nie. Pa lag verskriklik hard vir sy eie jokes. Ek wens my broer was hier. Dis lekker om Jesus se verjaardag te vier. The most wonderful time of the year. Maar miskien is jy seer
Miskien voel jy eenvoudig net alleen. 'n Oupa word gemis, 'n gemis wat altyd sal is. Of 'n vriend, 'n hond, 'n love story wat tot 'n einde moes kom, want 'n lover kon nie uithou nie. Hy het daar gelos net voor sy vakansie. Sy ouers is konstant besig om op mekaar te skree. Nee, dis nie wat Kersfees moet wees nie. Dis nie hoe die Kersverhaal lees nie. Ja, ons sit in 'n land waar daar gereeld donkerte is. Ja, ons sit in 'n land waar die regering die punt konstant mis. Ons sit daar waar Christene is wat hulle sê niemand moet wees nie. Daar waar vrees daagliks heers. Hier is dit seer en eenvoudig net alleen. Jy is nie alleen nie. We're all lonely, but we're lonely together. Wat ek eintlik op die laaste minuut wou sê is, kom ons wees saam hierdie Kersfees. Hou jou ma se moe hande dop. Lig jou vriendin se ken op. Luister wanneer jou oupa vir die hoeveelste keer daai storie vertel. Antwoord die foon as jou ma jou bel. Lag hardop en beklei saggies. In fact, hou net op om so hard te beklei. En jy, as jy vandag eenvoudig net alleen voel, trek daai stoel nader. Maak toe jou oë en praat met jou Vader, want hy is Immanuel, God met jou. Wanneer berge reis, te styl om te klim, en hoop verdwyn, ek voel so min, dan vind ek krag in Christus bo, staan vas met geloof wat glo, alles is moontlik in die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, deur u eers. Alles is moontlik in die Heer. Wanneer storms hul stemme hef, en ek voel klein met al die stres, dan fluister hy my kind, ek's naby, en gee my rus, my siel is vry. Alles is moontlik in die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, maar deur die Gees. Alles is moontlik in die Heer. Ek druk voort met geen las, my hoop bly sterk, ek staan vas, deur smart en pyn, u bly my lied, in u oorwinning staan ek opnuut. Jubel juig, ek verhef my stem, sing Hosanna, sy lof beklem, halleluja soor my lippe weer, hy dra ons deur elke keer. Alles is moontlik deur die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer,
nie deur krag of geweld, maar deur die Gees. Alles is moontlik in die Heer, nie deur krag of geweld, deur die Gees. Alles is moontlik in die Heer. Alles is moontlik in die Heer. Alles is moontlik in die Heer. Moet die groen liggie brand, Annemarie. Okay. Goeiemôre. Kom ons raak dit vir 'n oomblik rustig in die teenwoordigheid van die Here. Ons het soveel pragtige liede gehoor en die woorde daarvan en diens tot dusver was wonderlik geweest, maar kom ons raak net in ons gees mense rustig. Jy dalk jy is haastig, jy wil hierdie uitkom, maar Here, ek bid nou vir 'n rustigheid in ons gees, mens. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'n Paar oomblikke nog hier saam te kan wees. Saam met U, o Here. U vir wie vir elkeen hier is. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Waarom Kersfees? Nou, ons kan baie praat oor hierdie uitdrukking, waarom Kersfees? Maar ek het 'n baie kort antwoord, maak nie saak wie wat sê oor Kersfees nie. Elke voertuig wat vandag hier verby gery het, en by ander kerke wat kerk hou, wat Kersfees vier, weet die mense, maak nie saak wie hulle is, waarin hulle glo en wie hulle glo nie, dat die mense hier binne vier die geboorte van Jesus Christus. En dis wat saak maak. Waarom Kersfees? In die eerste plek, want 'n kind is vir ons gebore. Kan jy sê amen? Amen. En hy stop nie daar nie, gaan verder. 'n seun is aan ons gegee. En daarom kan ons Kersfees vier. Jy weet, was dit die opdrag van die Here gewees dat ons sy seun se geboorte moet vier? Was dit? Nee, was nie sy opdrag nie. Of was dit 'n opdrag van die Here om sangers op te stel wat voor al die gewapenes moes loop en uitroep die volgende woorde: Loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na daai gedeelte. Want een van die groot argumente van ongelukkig kinders van die Here is, waarom Kersfees? Die Here het nie gesê, ons moet die geboorte vier nie. Daar in 2 Kronieke hoofstuk 20, en daarna die kinders van Moab en die kinders van Ammon, en saam met hulle 'n deel van die Meuniete en Josafat gekom om te veg. Toe hulle by Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see aan, het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. Hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En hy bid en hy sê, onse God, sal u teen hulle strafgerig oefen nie? Want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie. Maar ons oë is op u. Toe kom die profeet en hy praat en hy sê, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Maar julle trek môre af teen hulle. Julle hoef daarby nie te veg nie, staan net gereed. Bly staan en aanskou die redding van die Here by julle. Juda en Jerusalem, wees nie bevrees nie, wees nie verskrik nie, maar trek môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees. En daarop maak hulle môre vroeg klaar en trek na die woestyne Tekoa uit. Terwyl hulle uittrek,
het Josafat gaan staan en gesê, luister na my Juda en die inwoner van Jerusalem, glo aan die Here julle God, dan sal julle bevestig word, glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. Al wat die Here gesê het, trek uit teen hulle, en ek sal hierdie geveg vir julle veg. Maar luister wat gebeur hier. En Josafat het die hele volk met die hele volk beraadslaag. Hy het besluit, kom ons stel sangers op, wat 'n heilige sieraad moes lofsang en die uittrek van die voorpunt van die Here sal wees. Dit is nie God wat gesê het hulle moet doen nie. Al wat hy gesê het, Jesus het gekom, sodat ons lewe in oorvloed kan hê. Maar hulle besluit toe, kom ons stel sangers op. Laat hulle sing loof die Here se goedheid tot in ewigheid. En op die oomblik toe hulle die jubel en lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en mense van die gebergte Seir wat teen Juda opgestaan het. En hulle het mekaar in die verderf gehelp en hulle het doodgelê op die grond en niemand het vry geraak nie. Hulle was 3 dae lank besig om die buit in te samel, want dit was groot. En hulle die lal die plek Lofdal genoem. Wat ek probeer sê is, dit was nie die opdrag van die Here, dat hulle dit moes doen nie. Maar die mense het besluit, Josafat het gesê, kom ons doen dit. En dit was nie omdat die sangers begin sing het nie, omdat God gesê het, ek sal vir julle stry. Verstaan jy wat ek probeer sê? So hoef jy te vra, nêrens in die Bybel sê, ons moet Jesus se geboorte vier nie, maar ons het besluit, ons wil dit doen, en God sal daarop reageer. Omdat ons besluit het, ons wil iets doen. Jy sien, die Here wil nie hê, ons moet soos robotte net doen wat hy gesê het ons moet doen nie. Maar in hierdie proses van tot te doen wat die Here sê ons moet doen, moet daar ook kreatiwiteit van ons kant afkom. So wanneer jy bid, op jou aangesig neer te vel, hy het nie gesê jy moet, maar jy voel ek wil dit doen. Hy het nie gesê maar die ramshoring blaas jy, maar jy voel, in hierdie oomblik moet ek dit doen. En omdat jy iets doen, omdat jy voel in jou gees, mens, ek wil iets doen, om nader aan die Here te kom, sal die Here tot jou toe nader. En al het die Here nêrens gesê, ons moet die geboorte van Jesus vier, het ons as kinders van God besluit, ons sal dit doen, en God sal reageer daarop. Was dit die opdrag van die Here aan Dawid om teen Goliat te gaan veg? Nee, hy het besluit ek sal dit doen. En omdat hy dit besluit het God daarop gereageer. En dan verder was dit 'n opdrag van die Here aan Elia om die offer, die hele altaar met die hout daarop te deurdrink met water. 1 Konings 18 vanaf vers 34. Toe sê Elia, maak 4 kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê, doen dit vir 'n tweede maal, en hulle het dit gedoen. En hy gaan verder en sê, doen dit vir 'n derde maal, en hulle het dit gedoen. En die water het rondom die altaar gevloei, in so mate dat hy sloot vol water geraak het. Daai hele altaar was deurdrenk, in die oorspronklike taal sê dit was deurdrenk met water. En probeer bietjie vandag 'n vleisie braai met hout wat papsop nat is. Vers 38, daarop het die vuur, toe Elisa 'n kort gebed Elia gebid het, 'n paar woorde, sê Here, wys vir hierdie volk, U is God. Toe het God gereageer op dit wat hy besluit het om te doen. Daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, en die water wat in die sloot was, is deur die vuur opgelek. En dan moet ons die geboorte van Jesus as 'n feesdag vier? Ons hoef nie. As daar kerke is of waar kinders van die Here is, wat dit nie wil doen nie, op grond van hulle besluit, moet dit ons nie weerhou om dit te doen nie. Want is my besluit om hierdie dag te sê, Here, dankie vir Jesus. Want as Jesus nie gekom het, het daar nie gestaan, ek het gekom sodat daar lewe en oorvloed kan wees nie. As Jesus nie gekom het nie, het daar nooit gestaan, ek gaan om vir julle plek te berei nie. Nee, ons hoef nie, maar ons behoort dit te vier.
Want reg in die Bybel word daar van niemand anders se geboorte gepraat op die wyse waar daar gepraat word van Jesus nie. En ons sien dit nie raak nie. Nêrens in die Bybel sien ons dit nie. Want 'n kind is vir ons gebore. Hierdie seun is aan ons gegee. En hy sal die heerser wees met die koninklike titels wonderbaar, Pele in Hebreëus. Wat beteken 'n buitengewone, 'n wonderbare, 'n onverklaarbare, kragtige man. Hy gaan verder sê, raadsman, ja arts. Ek wil jou onderrig. En ek wil jou leer. En ek wil jou raad gee. En dit alles omdat 'n kind vir ons gebore was. Dat kind die gebore was, het ons nie 'n wonderbaar en 'n raadsman gehad nie. Het ons nie 'n sterke God Elgibor gehad nie, wat homself verklaar het aan ons nie. Ek is 'n magtige kruisman vir julle, ek is 'n held vir julle, en dit op grond van Jesus wat gebore is. Hy gaan verder en sê, ek is 'n ewige Vader, Ad-Ab. Wat beteken, ek is jou pa. Daarom wil ek jou help. En dit alles, 'n seun is vir ons gebore, met hierdie titels. Ek wil verantwoordelikheid neem vir jou. Is dit nie wonderlik nie? Dis hierdie skepper God, wat 'n seun laat aarde toe kom het, en ons minag sy geboorte, ja, ons eer sy sterwe, maar as dit nie plaasgevind het nie, het hy nie gesterwe nie. Was daar vir ons geen hoop nie? Daar wil ek uitroep en sê, broeder, suster, luister, moet nooit die geboorte van Jesus middag, of die doemprofete, en dis almal mense wat dink hulle het Jesus lief, wil weerhou. O man, as ons dit nie doen, die Satan sal lekker lag, hy sal party hou. Vredevors, Sar, Shalom. Dis twee woorde in Hebreëus. Die eerste woordjie is Sar, wat dui op 'n kragtige prins. Dit dui op 'n regtig wat rigting, en dit dui op 'n generaal. 'n Seun is vir ons gebore. Shalom. Vrede, geluk, voorspoed, volheid, harmonie, gesondheid, vitaliteit, gemoedsrus, vrede en 'n einde van worsteling, en dit alles omdat 'n kind vir ons gebore is. Is dit nie moeite werd om hierdie geboorte te vier nie? Met blydskap en opgewondenheid en met 'n verwagting te sê, Jesus is gebore. Maak nie saak of dit die 25 Desember is, maak nie saak nie. Maar hy is gebore, vredevors, sterke God, raadsman. Halleluja. En dan, kyk wat sê die Bybel van hierdie geboorte. Is dink nie ons moet 'n besluit neem en sê, ek sal my nooit weer laat afskrik om Jesus se geboorte te vier nie. Maria sal 'n seun baar en jy, Josef, moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Hy gaan verder sê, en dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Wanneer noem hulle hom Immanuel? Toe hy gebore is. Ons het die reg en die voorreg om hierdie geboorte te vier in dankbaarheid. Immanuel, God met ons, kan jy sê halleluja. En Lukas 1 vers 40 tot 44. Jy weet, Sagaria, sy vrou hoor, sy gaan swanger word, en Johannes die Doper sou gebore word, en Maria het in die huis toe sy swanger was, van Sagaria gekom, en Elisabeth gegroet. Luister, kyk wat gebeur hier. Hoekom staan dit hier? Omdat die Here God, die geboorte van ons Here Jesus, 'n groot gebeurtenis maak. Nie net sy sterwe en sy opstanding nie, maar sy geboorte. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. Hoekom staan dit daar? Is dit nodig dat dit daar moet staan? As dit dan net gaan oor Jesus se sterwe aan die kruis en sy opstanding en sy weerkoms, hoekom maak die Here God soveel bemoeienis met die geboorte? En sy het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, geseënd is jy, Maria, onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot. Hoekom staan dit daar? En wat het my oorgekom, dat die moeder van my Here na my toe kom?
Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore geklink het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. As ons Skepper God dit die moeite werd geag het om hierdie detail in die woord te skrywe, dan moet ons as mense besluit, ons moet iets daaromtrent doen. As jy nie wil nie, ook alright, jy gaan nie hel toe nie. Maar moenie die wat besluit om iets te doen, kritiseer en verdoem nie, wees bitter versigtig. Lukas 2 vers 8 tot 14. En daar was herders in die landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. Hoekom staan dit daar? En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding, 'n tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, die regte vertaling, vir die hele wêreld sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Kan jy sê amen? Ons het reg om fees te vier. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. Hoekom staan dit daar? En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê. En die eintlike vertaling kom en hy sê, dit was 'n weermag van engele. Wow, ek wens ek kon dit sien. Want die Here prys en sê, ere aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. Hoekom staan dit daar? Dit staan daar wat hier Jesus vir ons gebore is. En die eerste woorde wat God gesê het vir Josef, en jy moet hom noem Immanuel, God met ons. Met die geboorte van Jesus was dit vir ons nodig om te nader tot God. Die geboorte van Jesus sê, God het tot ons genader. Wow, wow, wow. Laat dit ons gebed wees van nou af. Elke 25 Desember, waar jy ook al mag wees, het sy in Mauritius of Messina of waar ook al, of Palaborwa, of by jou huis. Kom ons maak moeite om hierdie besonderse dag wat op hierdie wyse in die Bybel uiteengesit word. Eenvoudige woorde, so eenvoudig dat 'n mens so maklik daaroor lees en so maklik uitsprake kan maak. God het nooit gesê, moet die geboorte van Jesus moet ons vier nie. Hey, maar ons het besluit, ons gaan dit doen. Ons het besluit, daar sal sangers wees, en ons sal begin sing terwyl ons beweeg, het die Here 'n oorwinning gebring. Daarom kan ons 2025 met die fokus op Jesus Christus, Immanuel, God met ons, met vrymoedigheid, met vrede en met verwagting die nuwe jaar ingaan, want 'n kind is vir ons gebore. Kan jy sê amen? Pastor Tertius, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir hierdie geleentheid. En as u dalk gewonder het, hoekom is jy hier vandag? Dalk is jy gedwing om hier te wees. Jy is hier, omdat die Bybel sê, 'n kind is vir ons gebore. 'n Seun het hy vir ons gegee. Noem hom Immanuel, God met ons. Markus, kom na vore. Kom bid vir ons. Dankie, Here. Steek die hande op in dankbaarheid en sê vir die Here, dankie vir die geboorte van Jesus. Halleluja. Dankie. Hemelse Vader, hierdie goeie nuus wat ons vanmôre gehoor het, hoe kan ons vanmôre dan stil bly? Hoe kan ons vanmôre net terugsit en God nie eer en lof en prys bring nie, Here? Hoe kan ons vanmôre nie dankie sê vir die seun wat vir ons gebore is nie, Here?
As ons terugkyk van die begin van 25 af, Here, waar ons deurgevat het, deur moeilike tye. Here, waar ons deurgekom het, waar ons gedra het, in tye wat ons nie kon uitgehou het nie. In blydskap en in vrede en hartseer en pyn vanmôre, is ons vanmôre hier, Here, om vir U dankie te sê. 'n Seun is vir ons gebore, en ons moet hom Immanuel noem, God is met ons. En so wil ons as 'n gemeente vanmôre aan U lof bring, aan U dank besing, vir die grootheid en die goedheid vir elkeen vanmôre is, Here. Die wat ook nie vanmôre kan wees nie, Here, ons dink ook vanmôre aan hulle ook, Here. En hoe U ons gedra het, ons terugkyk op ons lewenspad, Here, was dit U wat ons deurgedra het tot vanoggend toe waar ons hier is, en die wat saam met vanmôre saam met U in die hemel is ook, is vanmôre, Here. En so wil ons eer aan U bring, sê dankie vir die dag ook wat ons kan vier saam met ons families en vriende vanmôre ook, Here, in hierdie dag. En ons eer U daarvoor, ons bring lof en dank aan ons groote God vanmôre, in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Ons diens is amper verby, maar daar is een lied, en daarna wil ek net 'n aankondiging of 2 maak, so gee vir ons hierdie 3 minute. As jy het gedurende hierdie lied, Prof Theo, daar is nie in Pretoria of in Suid-Afrika vandag so 'n boodskap gepreek nie. Hierdie boodskap sal ons isoleer, Annemarie, en hom bymekaar kry, sodat ons mense dit kan wyd uitstuur in die wêreld. Luister mooi, en as jy iewers in hierdie lied voel, jy wil 'n bietjie opstaan en saam sing, doen dit tot eer van die Here. Moet net nie opstaan en uitloop nie, gee die Here net hierdie paar minute. U barmhartigheid die vir ewig, elke môre bring nuwe genade saam. Teen elke stormsuur is U hand gerig. U liefde is beter, beter as die lewe. My hart juig, my lippe sing tot die eer. Halleluja, ek prys U wonderlike naam. Gee U lof en aanbidding saam. U o Heer, vol genade en trou, gee ons lewe deur Christus se hoop. Ons so swak en donker en skuld, U goedheid ons verlossing vervul. U liefde is beter, beter as die lewe. My hart juig, my lippe sing tot die eer. Halleluja, ek prys U wonderlike naam. Gee U lof en aanbidding saam. Kom o Skepper Gees, woon in my hart. Lewend maak en Gees, U gee my krag. Vat my deur die dag, hou my op die pad. Vul my met U liefde, versterk in U mag. U liefde is beter, beter as die lewe. My hart juig, my lippe sing tot die eer. Halleluja, ek prys U wonderlike naam. Gee U lof en aanbidding saam. Groot is U trou, Heer. 'n liefde bly altyd meer en meer. Halleluja, ek prys U wonderlike naam. Gee U lof en aanbidding saam. U liefde is beter, beter as die lewe. My
hart juig, my lippe sing tot hier. Oh, halleluja, ek prys die wonderlike naam, gee lof en aanbidding saam. Halleluja, halleluja. Loof die lieflike naam van die Here. Ek wil net graag vir u noem, u kan maar bly staan, maar ek wil net graag vir u noem dat ons het eerskomende Sondag weer 'n diens, dis die 28ste en Prof Theo gaan weer vir ons die woord bedien. En dan natuurlik die 31ste, die oujaarsdiens, gaan ons weer hier 'n lieflike lofdiens hê, 6 uur die aand. En ons gaan ook 'n bietjie koffie daar agter gereed hê. En as u nou kom, ek weet nie wie van u weet hoeveel psalms is daar in die Bybel? 150, maar die AGS het 151 bygesit. 1 bordjie soet en 1 bordjie sout. So julle is so welkom om saam met ons na daai aand bietjie te kom kuier en as jy kan, bring 'n bordjie saam, dan vier ons 'n bietjie saam. Nou wil ek vir die geleentheid gee om net vir elkeen wat jou pad nou kruis en naby jou is, 'n bietjie 'n geseënde Kersfees toe te wen met daai Bybelse kus, nê, wat 'n boereaandruk is mos. En kom ons doen dit en geniet die dag, die Here seën u baie ryklik.